Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgens krantbesprekings en Doreen Loubser van Algoa FM sluit volgens by ons aan. Goeiemôre Doreen. Goeiemôre, hier en Jennifer. Doreen, ons begin by die matriekvraestelle. Is dit nie maar elke jaar dieselfde storie nie? Baie teleurstellend dat dit uitgekom het dat 7 skole in Pretoria betrek is by die uitlek van matriekexamenvraestelle. 7 vraestelle, Engels 1, 2 en 3, fisiese skynat 1 en 2, as ook wiskunde vraestel 1 en 2. En wat nog meer kommerwekkend is die feit dat dit teruggetrek is na 2 werknemers by die Nasionale Departement van Onderwys, wat intussen voorlopig geskort is hangende 'n ondersoek. Nou, een van hierdie persone wat geskort is 'n vrou wat 'n kind het in matriek. En dit is regtig so onregverdig teenoor leerders wat die hele jaar voorberei het. Hoekom kan ons nie net 1 matriekjaar hê waar daar nie sulke probleme opduik nie? Ja, weet ons wat is skole Doreen? Hulle wil nie die skole bekend maak nie en ek stem 100% saam met die minister oor hoekom sy dit nie wil doen nie. Sy sê dit gaan onnodige paniek veroorsaak onder die leerders, veral die eerlike leerders wat gaan wonder, gaan ons almal moet herskryf of dit of dat. So op hierdie stadium word dit baie goed gehanteer, intern gehanteer en die minister, sy het so 'n belangrike ding gesê, ek wil haar graag aanhaal. Minister Gwaruwe sê, jou matrieksertifikaat is 'n simbool van jou poging, jou veerkragtigheid en jou integriteit. Wanneer jy kil, oortree jy nie net die reëls nie, jy ondermyn ook jou eie toekoms. Dit was vir my baie mooi geweest wat sy gesê het. Wat gebeur met die leerders wat wel uitgevang word? Is hulle besig om ondervra te word? Dit het eintlik verrykende gevolge, Jennifer. As enige leerder skuldig bevind word, dan mag jy, hulle noem dit siklusse, jy mag vir 3 eksamens nie 'n hereksamen skryf nie. Met ander woorde, enige matriek wat nou skuldig bevind word aan killery, sal eers hulle eksamens kan aflê in Junie 2027. So as jy enige planne gehad het om universiteit toe te gaan, dan het jy jouself nou lekker gepootjie as jy skuldig bevind is aan hierdie dade. Op die einde van die dag is dit bedrog en die mense wat na 'n bewering betrokke is, kan ook krimineel vervolg word. Dit is ook by die polisie aanhange gemaak. Dis goed om te sien dat mense aan die pen kan ry wat kil. Dit is hoogtyd in Suid-Afrika dat ons hierdie kultuur van killery en korrupsie en bedrog hier in die nek slaan. So dis my goed. Daar wat daar wel nou 'n bietjie van nog 'n vraagteken is oor eerlikheid en dies meer. Ons het gehoor dat getuie D gesê het daar is iemand doodgemaak deur die Ekurhuleni metropolisie, dit was sy beweringe. Die familie van die slagoffer eis nou geregtigheid. Weet jy, Pierre, wat vir my die ontstellendste ding was, is dat die familielede het in die Madlanga kommissie van ondersoek vir die eerste keer gehoor wat met hulle geliefde gebeur het. Hulle is voor die tyd gewaarsku, luister, daar gaan dalk inligting uitkom oor wat met Emmanuel Mbenze gebeur het, en hulle het al hierdie gruwelike besonderhede in die kommissie gehoor. En hulle sê hulle het nou na AfriForum se private vervolgingseenheid gegaan, na advokaat Gerry Nel toe. Hulle sê dis 'n besluit wat nie ligtelik opgeneem is nie, want hulle sê hulle vertrou nie meer die regstelsel nie, en ek neem hulle nie kwaadlik nie, om te dink dat polisie en sekuriteit na 'n bewering betrokke was by die marteling van hierdie man, maak nie saak wat hy na 'n bewering gedoen het nie, en getuie D, wat mos nou intussen vermoor is, Marius van der Merwe, het gesê hy was die persoon wat Mbenze se liggaam in die rivier gaan gooi het. So ek hoop hierdie familie kan geregtigheid kry. Ja, en die vraag is, Doreen, sou hierdie familie ooit antwoorde gekry het as Marius niks gesê het by die Madlanga kommissie nie? Presies. En weer eens sê ek, dit is hoekom fluitjieblasers absoluut so 'n belangrike rol speel in hierdie land.
en daar moet daadwerklik iets gedoen word om hulle te beskerm. Ons praat so gereeld hieroor, maar ja, dis reg wat jy sê, as dit nie was vir die Madlanga Kommissie en vir wat Marius van der Merwe gesê het nie, het hierdie familie, ek meen, hierdie man was 'n pa van 5 kinders en die broodwinner van die gesin. So, ja, hulle sou nooit die waarheid uitgevind het nie. So, Dorien, dan moet ons praat oor nog bedrog. Kan jy glo, al die jare na COVID-19 is die spesiale ondersoekeenheid steeds besig om kantore op beslag te lê op selfone, rekenaars en dokumente. Hier is nou weer nog tersbedrog wat oopgevlek is. En ek wil net kortlik sê, hier is 161 miljoen rand ter sprake. Ons praat hierso van werknemers by die werkloosheidsversekeringsfonds wat betrek word, direkteure van maatskappye, prokureurs, raadslede, die lys gaan aan, en dit is oor Johannesburg, Gauteng en KwaZulu-Natal waar klopjagte uitgevoer is. En die artikel waarna ek verwys het ook gepraat van siviele eise wat vir my interessant was. So ek wonder hoeveel siviele eise daar is van mense wat nie hulle tersgelde gekry het nie en van hierdie geld wat teruggekry gaan word sal dan gebruik word in die siviele eise om aan mense gelde uit te betaal. Sure. En dan moet ons praat oor 'n insident in die Oos-Kaap waar 'n tiener met 'n tuisgemaakte vuurwapen sy maatjie geskiet het. Dis reg, ons weet nie presies wat tussen hierdie twee kinders gebeur het nie. Ons weet net die pa het 'n tuisgemaakte vuurwapen gehad wat hy in 'n laai gebeer het en hy's toe winkel toe en toe hy terugkom, toe het sy 14-jarige seun 'n 11-jarige kind doodgeskiet. Nou, as jy kyk na hierdie vuurwapen, dit is nie ongehoord om so iets te sien in die Oos-Kaap nie, veral in die platteland nie. Die vakmanskap is nogals heel interessant. Dit is regtig nie ongewoon om hierdie tipe van tuisgemaakte vuurwapens te sien nie. So, die kind, dink ek, het weens skok weggehardloop, maar het tog weer teruggekom huis toe en sy pa het hom toe aan die polisie gaan oorhandig met die vuurwapen en die pa mag dalk ook moontlik klagtes in die gesig staar. Baie tragiese, sekerlik maar 'n frats ongeluk. Dit lyk soos 'n speelding, maar dit is nie 'n speelding nie. So, ja, ook goed van die pa dat hy verantwoordelikheid aanvaar vir die rol wat hy daarin gespeel het. Ja, dit is tragies. En mense weet, kinders speel maklik cowboys en crooks of hoe ook al met gewere en dan moet goed wat lyk soos gewere, so speelgoed lyk en dan die volgende oomblik, as dit nie 'n speelding is nie, dan is daar tragiese gevolge. So, maar ek stem saam met jou, 'n absolute pluimpie vir die pa wat daarom die kind gevat het en by die polisie gaan die vuurwapen inhandig het. Natuurlik nou wapenwet en dies meer, die feit dat 'n mens 'n tuisgemaakte wapen gemaak het, die gevolge daarvan gaan natuurlik nogal erg wees vir die man. Dorien, dan nuwe alkoholwette in Saudi-Arabië. Ja, 'n land wat vir 70 jaar alkoholverkope verban het, behalwe as jy 'n diplomaat was, is besig om so 'n bietjie die reëls te verslap. So jy kan nou, as jy 'n verblyfpermit het in Saudi-Arabië, wat net vir ryk mense beskore is, kan jy nou by 'n ongemerkte drankwinkel 'n ietsie, jou knertsie gaan koop. Maar 'n gewone bottel wit wyn gaan jou so 85 Amerikaanse dollar kos. Dis so wat R1,500 vir 'n bottel wit wyn. Nou so dors wil ek nooit wees nie. So hulle sê die koning besef dat hulle die FIFA Wêreldbeker gaan aanbied in 2034 en hulle weet dat mense wil alkohol hê as hulle sokker kyk, maar sjoe, teen daai prys weet ek darm nie. Die winkel is ongemerk, daar's 2 wagte voor die winkel en daar is 'n kwota. Maar ja, interessant vir 'n land wat alkoholverkope vir 70 jaar verban het. Ja, dit gebeur nadat die prins, een van die prinse van Saudi-Arabië, diplomaat geskiet het nadat hy gedrink het en toe het die koning gesê maar vanaf geen alkohol meer in Saudi-Arabië nie. En natuurlik die winkel is ongemerk, die drankwinkel wat nou daar is, dis in 'n diplomatiese buurt waar die toegang ook streng beheer word. En soos jy sê, 'n mens moet jou identiteitsnommer, jou Saudi identiteitsnommer gee. Jy kry net 'n kwota, net soveel per jaar. Dis dalk nie 'n slegte idee om maar dit meer
toe te pas nie. Ek sê maar net. Maar nou ja. Dan, ons laaste storie. 'n Mens is nooit te oud om te leer nie. Ja, hoeveel keer hoor mens dit nie, en dit is absoluut die waarheid. Baie trots dat hier by ons in Port Elizabeth, by die Nelson Mandela Universiteit, het 'n 81-jarige apteker uiteindelik sy meestersgraad klaargemaak. Hy sê baie jare gelede het sy teses verlore gegaan en sy kinders het gesê, "Hey, wat doen pa met pa se brein?" Want hy werk nou al vir 40 jaar as 'n apteker en besigheidsman wat verskeie apteke oopgemaak het, en hy het nou sy meesters voltooi. Hy het graad gevang hierdie week. Jy kan hom selfs nog Sondag middag sien as 'n locum by 'n klein apteek op Dispatch hier in die Oos-Kaap, en ja, hy gaan nou sommer sy dokters ook doen. Sy doktersgraad, hoekom dan nou nie? As jy nou al die pad gaan, en hy sê hy gaan daar fokus op enstowwe vir slangbyte. Baie interessant. Wow. Dorien, dit is baie oulike storie. Dit inspireer ons almal so 'n bietjie op 'n Vrydag. Baie dankie vir die saamgesels. Jy moet 'n absolute heerlike Vrydag hê. Dit is Dorien Loubser. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.